graag mense se stories hoor, maar ons hou ook daarvan om bietjie uit te help waar ons kan en bietjie net lewe te spreek. Ek moet sê, dit is ons grootste voorreg om elke Woensdag jou mense, my mense te kan doen. En vandag het ons 'n baie spesiale man en sy ma by ons in studio, Quentin Snyman, wat in September 2025, dit klink lank terug, maar dit is nou die dag. omtrent so 6 maande terug, nê, op pad na 'n nuwe hoofstuk toe, maar die mat is totaal en al onder sy voete uitgeruk. En na 'n sameloop van omstandighede is hy in 'n diep gat, nie net fisies nie, maar ook emosioneel. En net hierna gaan ons met Quentin en sy ma Helena gesels om bietjie agter die storie te kom en te kyk of hy dalk in daai gat uit kan kom. So bly ingeskakel vir dit. Nou eers jou verkeersverslag aan jou. 15 minute oor is 7 en dit is jou mense, my mense saam met ons in die ateljee vandag. Quentin en sy ma Helena. Welkom hierso by ons julle. Baie dankie. Baie dankie. Lekker om julle te sien. Dankie. So Quentin, ons gaan gou terug daarna waar die dinge amper begin het en toe nie begin het nie in September laas jaar toe jy op pad was na 'n nuwe werk toe as 'n IT-tegnikus. Dit was jou eerste dag, nê? Ja. En toe op pad soontoe was jy in 'n motorongeluk gewees en die persoon wat eintlik moes gekom het om jou te help, steel toe jou foon en los jou daar. Ja. En jy's toe uiteindelik nou, jy weet, gehelp en hospitaal toe en so. Ja. Maar in die het jy bietjie geheueverlies gehad. Kan nie onthou na watter werk toe jy op pad was nie. Ek weet net, ek was op pad Rustenburg toe en dis dit, ewen die vorige dag is blank gewees. My ma sê het was by Niggie se verjaarsdag gewees, maar ek kan dit nie eens onthou nie. Nou is daar 'n gedeelte van die geheueverlies, is dit net oor daai tydperk waar soos die traumatiese voorval gebeur het of is daar 'n bietjie meer geheueverlies bietjie verder terug? Daar is verder, ek kon niks selfoonnommers onthou van die naaste mense aan my soos my oupa, my ma, niks nie. Ja. Gelukkig terwyl ek soos in die emergency room lê, onthou ek die huisdokter. En dis toe hulle daarom die huisdokter in die hande kry en my ma in die hande kry. Okay. Maar ek kan niks van fisiese goed onthou van mense wat ek ontmoet het vir soos 'n week terug nie. Ja. Dit is, daar is missing. En julle het ook 'n post gedoen op sosiale media om te probeer uitvind na watse werkgewer jy toe op pad was, want natuurlik kon niemand hom laat weet waar jy is of hoekom jy nie opgedaag het nie. Het julle hom toe opgespoor? Glad nie. Wat? Nee. Glad nie. Hy kan nie onthou, hy weet dit is 'n huis in Rustenburg, waarvan af hulle werk. Hy het nie spesifiek vir die myn gewerk. Hy gaan tot op 'n, dit is 'n security huis, maatskappy. Ja. So hy sê tot by hierdie huis, van daar af ry hulle na die myn toe Okay. om werk te doen. Ja. Maar hy was fisies nog nie, hoe kan ek sê, dat hy gewerk het nog nie. Hy was net daar vir induksie. Quentin, en jy nou wat nou in die IT is spesifiek in die mynbedryf of so, of jy weet, waarin spesialiseer jy in die IT-veld? Okay, ek werk met sekuriteitstoerusting soos CCTV kameras, alarms, bietjie datastelsels en sulke tipe goed. Ja, so maar my werk behels ek moet op hoogtes werk. Ja, so jy moet kan op en af by lere, want jy moet die kameras installeer. Dis korrek, ja. En toe nou met die ongeluk het jy, ek kan dit amper so sê, 'n permanente besering opgedoen, nê? Ja, op die regterbeen. Die femerbeen het heeltemal gebreek. Ja. So na 'n week het hulle my uiteindelik geopereer. Ja. En maar hulle het nie die knie reg gemaak nie en ook nie die hak nie. Die hak is ook nog steeds gekraak gewees. Wow. So en sorry, as ek kyk na daai kar, hoe die kar lyk waarin jy was in die ongeluk, is dit eintlik 'n wonderwerk dat net jou been so erg beseer is, nê? Nee? Ek moet sê, want volgens die trekker, toe ek nou duiselig geraak het en uitgepas het, het die kar teen 140 km/h teen daai pilaar vasgery. So tot die dokter sê hulle, ek verstaan nie hoe ek net 'n been gebreek. Ja. En 'n ou breek nie sommer net 'n femur nie. Ja. Dit is nogals 'n ernstige situasie om hom gebreek te kry. Ja. Maar hierdie gee vir jou erge pyn en dit beïnvloed jou. Hoe beïnvloed dit jou lewe nou?
Die ding is ek moet permanent op pynpille wees. As jy nie op hom is nie, jy kan omtrent nie loop nie. Rarig. Want die ander probleem is ek moet 'n ding dra om my knie styf te hou. As ek bietjie skeef trap, voel of die knie pad gee. Ja, voel of jou been anders staan wil buig. Nee. Ja, daai hele knop bo aan Ja. die knie beweeg rond. Dit is nie 'n goeie En teken nie. Enkel het ook 'n knop. So daar's ook iets nog nie reg nie. Hulle het daai tyd vir hom gesê in die hospitaal, hy die een dokter sê hulle gaan 'n plaat insit. Die ander dokter sê nee, is nie nodig nie. Toe hy die teater kom het hulle hom gips. Toe sê 2 weke daarna na die kliniek toe gaan. Hy gaan op 'n Vrydag, dit was by Garankuwa, want hulle het hom soontoe gevat omdat die naaste is waar hy verongeluk het. So as hy daar kom, toe sê die dokter vir die eerste keer toe hom nou sien, maar hierdie gips is nie reg aangesit nie. Die gips moet af. Nou wat moet 'n mens doen as jy nie die dokters kan vertrou na wie toe jy gaan nie? So nou gaan hy weer, hulle haal die gips af, hulle sit ander gips aan. Daai gips was so los aangesit, nadat jy daai voet het sommer so rond beweeg binne in daai gips. Die gips val sulke stukke binne in, dat hy nie eers meer kon, hy kon nie leef nie. Ons moes rome smeer in die waai van sy been, om, soos dat dit ons stikkend geskaaf het. Sure. En nou weet 'n mens nie wat presies is die plan vorentoe nie, want mens kry nie 'n ordentlike plan uit enige van die dokters af nie. Nee. Maar is daar enigstens 'n bietjie hoop wat al vir jou gegee is deur een van die dokters wat sê, weet jy wat, ons gaan dalk 'n operasie moet doen of 2 en dan kan ons jou weer terugkry op die been, dit sal ook die pyn verminder? Nee, hulle het vir my gesê dat die knie sal regkom. Dit maak sê vir hulle ek kan nie met die knie loop nie. Hy buig letterlik na die verkeerde kant. Hulle sê hy sal regkom. Dis al wat hy die hele tyd sê, hy gaan regkom. Jy sit daar vir 7 ure. Dan sit jy nou daar. Ek verstaan 'n staat en is baie besig. So dit is die dokters het ons goed behandel. Hulle was nie met mense ongeskik nie. Hulle het ons mooi behandel. As jy daar kom. Maar mens soek antwoorde, nie? Maar jy soek antwoorde en dis heeltyd wat hulle vir hom sê. Nee man, los die ding, hy gaan self. Hy gaan self regkom. Hy word al erger. En Quentin, met die obviously het jy toe nie 'n nuwe werk begin nie en jy kan ook nie aansoek doen vir 'n nuwe werk nie, want soos wat jy sê, jou werk, alhoewel dit IT is 'n fisiese werk. Ja. Jou been moet eers gesond word vir jou om weer jou werk te kan doen. Ja, ek kan nie, induksie gaan my nooit goedkeur om op weer te werk. So ek het nou al aansoek gedoen vir werk wat ek sê maar by die huis kan doen, maar dis ook nou nog stil. Die werk is eintlik maar daar buite, nee. Ja, dis daar buite. Ja. Okay, ons gaan nou verder gesels met Quentin en met sy ma Helene wat saam met ons kom kuier. Ons is terug net hier na ons ontbyt met Dopie en Nina. Saam met ons in die ateljee is Quentin en sy ma Helene. Ons het gehoor van Quentin wat op pad was na 'n werksgeleentheid toe in Rustenburg, baie ernstige karongeluk, en dit het nou veroorsaak dat Quentin nie kan werk nie. Hy het 'n probleem met sy been en hy het sy bene nodig want hy moet op leer klim en hy moet installasies doen, kameras en IT werk en so voort. Quentin, man, ek meen ek en jy is omtrent nou dieselfde ouderdom. Ek het dalk net 'n bietjie meer hare as jy. Ja, laat al begin uitval. Ja, nee. Maar behalwe vir dit, jy weet, ons is half nog in die vleuer van ons lewe en dis belangrik dat ons loopbane kan deurdruk en sulke tipe goeters en ek hoor sover met hierdie terugslag, jy weet, dit emosioneel het dit jou ook 'n bietjie begin aanraak. Ja, ek het nou dan in 'n diep depressie gegaan. Want mense sit en jy doen niks. Mense skuld. Jy wil iets doen, hè? Ja, mense wil iets doen. Jy kan nie net so sit nie, maar soos ek sê, die werk wat ek kon gedoen het, kan ek nou nie meer doen nie. En die ding is, ek wil ook nie die hele tyd op pynpille wees nie, maar jy moet dit drink anders kan jy nie deur die dag kom nie. En die pille beïnvloed jou ook, so jy is moeg die hele tyd, jy wil die hele tyd slaap. Ja, so ja. En jy en jou ma bly saam en van wat ek hoor, obviously as jy nie werk nie, kan jy ook nie bydra nie, so dit moet ook 'n emosionele impak hê. Ja, dis ook ander stres op my. Ja. So, hoe bly jy staande? Want as mense in daai
depressie gat val. Dis 'n baie diep gat en hy vang jou baie vinnig. My ma is maar my steunpilaar. Sy help my met alles. Sy elke oggend sê sy vir my hou net moed, bly sterk, moenie opgee nie. Daar's min dinge soos 'n ma, nee. Ja, nee. Helena, vertel ons net gou van Quentin voordat hy nou hierdie ongeluk gehad het. Wat 'n tipe mens is Quentin? Quentin, hy's baie stil. Hy's nie 'n social persoon nie. Hy sal stil wees. Tipies IT. Hy het sy rekenaars en dit is goed genoeg vir hom. Maar baie slim. Met IT is hy baie slim. Ons gaan altyd na hom toe met ons fone of rekenaars as ons iets nie, tablets as iets nie reg is nie, dan hardloop tot die familie ook. Almal kom na Quentin toe as hy Quentin, hulle noem hom seun, Moe. Moe, kan jy ons help? Asseblief, iets is nou hier fout met die rekenaar of die foon of so. So hy's altyd daar om almal te help, regtig. Maar hy's 'n stil persoon. Soos ek sê, hy gaan nie met baie mense nie. Hy is maar lief vir sy rekenaars en dis waar hy is. So Quentin, jy het 'n terugslag beleef wat baie swaar is en dit is nie jou skuld nie, dis 'n sameloop van omstandighede. En jy sit met hierdie pyn, maar tog is jy hier vandag en jy staan elke oggend op en jy daag op. Ja. Wat sal jy vir iemand sê wat sulke terugslae beleef het in hulle lewe en wat dalk in 'n moeilike posisie is waar jy is vandag? Ek sou sê maak nie saak hoe erg dit voel nie. Gaan na die mense wat om jou staan. Praat met hulle as jy regtig sleg voel daai dag. Maar moenie opgee nie. Daar's altyd iets beters wat kan kom. Ja. Ons gaan nou verder gesels met Quentin en Helena. Ons gaan net gou vinnig na die nuus en sport toe gaan en dan is ons weer terug met ons met Sou jy jou mense, my mense, en ons het jou 'n bietjie vroeër voorgestel aan Quentin se ma Helena wat saam met ons kuier in die ateljee en vertel van Quentin se karongeluk. Hy is op pad na 'n werksonderhoud toe. Die man is in die IT veld en jy weet nou sukkel hy om te doen wat 'n jong man moet doen, wat in die vleuer van sy lewe is, omdat hy nog nie by die regte mense uitgekom het, regte dokters om vir hom antwoorde te kan gee oor sy been wat seer gekry het in die ongeluk nie. Quentin, wat is jou vooruitsigte vir jouself? Jy weet, kom ons sê as alles nou uitwerk, kry die regte mense en jy weet dinge val vir jou in plek. Waar sien jy jouself vir 6 maande? Hoopelik weer by 'n werk dat ek weer kan doen wat ek originally gedoen het. So ek sê eindelik voel ek goor want ek kan niks doen nie. Ek kan nie bydra nie. My ma moet nou omtrent alles help mee. Ek het gewoonlik die tuinwerk gedoen. Sy moet dit nou doen. Soos ek sê ek hoop weer by 'n werk dat ek at least weer bietjie voel ek is mens wat kan help. Ja. Dat ek nie reliant op is almal om my nie. Kom ek sê vir jou net so ding. Jou situasie is bitter tydelik. Dit gebeur en 'n mens moenie vra hoekom nie. 'n Mens moet leer daaruit. Daar's nou 'n chapter in jou lewe wat die Here vir jou iets wil leer. Ja. Iets oor jouself. Ja. En ek was self al deur so iets. Ek was so seker daar gaan werk, het nie uitgewerk nie. Ek's terug na my ma toe en ek meen dit is nooit lekker vir 'n man om te moet kyk in jou ma se oë. Jy's uitgegroei en mamma help, jy weet. Maar ek het baie geleer van myself en ek weet ook daai tyd op jou eie kom die duiwel want nou is jy op een van die laagste plekke in jou lewe en hy probeer jou aanval. Ja. Moenie hom toelaat om dit te doen nie. Ja. En my advies vir jou is spandeer nou hierdie tyd. In die Bybel, in die skrif, leer. Want daar's iets wat die Here vir jou wil vertel en iets wat hy vir jou wil leer uit hierdie proses uit. Dis net 'n tydelike proses. En as jy nou gaan gehoorsaam wees, gaan jy sien hoe gaan jy die vrugte pluk.
Nie lank van nou af nie. En dit is alles in sy tyd. So gebruik dit en wanneer jy voel, jy weet, daai donker gat raak al hoe groter en ek weet, dis nie 'n maklike ding nie. Mense wat nog nie 'n depressie gehad het nie, kan nie vir jou sê hoe dit is nie. Ja. Maar when you feel down, doen jouself 'n guns, raak rustig, maak jou Bybel oop. Kan nou vir jou sê, my vriend, it's going to change your life. Maar so gepraat van lewens verander. So ons het nou gehoor hoe groot uitdaging is jou been en die feit dat jy nie antwoorde by dokters en so kry nie. En ons het ongelooflike vriende van Groot FM en 'n spesifieke dokter Jaco van Niekerk. Hy's 'n trauma spesialis en ook die mede-aanbieder van Groot Traumama. Hy het van jou storie gehoor en hy wil jou baie graag sien vir 'n konsultasie sodat hy jou been vir jou kan uitsort. So graag wil hy jou sien. Jy het 'n afspraak 10:15 vanoggend. Ja. Jy gaan letterlik van hier af ry na dokter Jaco toe. En dit is die eerste stap wat jy en hy saam gaan neem om my been van jou te kan uitsort, om jou letterlik weer op die been te kry. Letterlik op die been te kry. Hy's ongelooflik, dokter Jaco. En ons weet een van jou grootste bekommernisse is nou maar rakende die inkomste wat jy nie op die oomblik het nie. Jy wil graag bydra daarso en ons weet dat die huis het julle nou 'n bietjie agterstallig geraak op 'n paar goedjies wat julle moes betaal het daarso. En dit is ook nie iets wat julle graag wil verloor nie. So om net 'n bietjie spanning te verlig en vir julle net 'n bietjie asemhalingsplekkie te gee, wil ons graag help met die uitstaande bedrag op daai verband. Ek dink is om en by R24,000. Ons gaan dit van 'n Groot FM se omgeefonds af gaan ons dit betaal vir jou. Baie dankie. Baie dankie. Yes. Mag die Here julle seën met dit. Dit is ons grootste voorreg. Baie dankie. Dan ook net nog so 'n bietjie 'n las van die skouers af. Het ons ook 'n R5,000 kredieniersware geskenk bewys. Net om sommer fees te vier. Ja. Op 'n groot stuk koek en vier net bietjie fees. Baie dankie julle. Baie dankie. So kom ek altyd vir hom sê, die Here het 'n plan met hom. Absoluut. Toe hy in daai ongeluk was, die Here het 'n plan met hom. Die Here het jou lewe gered. Hy het vir my gesê, "Ma, ek moes eerder dood gewees het. Ek wil nie hier wees nie." Ja. Hoekom was ek nie eerder dood in die ongeluk? Sê ek vir hom, "Seun, die Here het 'n plan met jou." Hoekom is jy nog hier? Want hy wil jou hier hê. Ek het jou nog 'n kans gegee in die lewe. Dis nie ons plek om te bevraagteken Nee, hoe die Here te werk gaan in ons lewens. Ons moet getrou bly. Daar's 'n worship song wat sê while I've still got breath in my lungs, he's not done. He's not done. Dit is so. So ons sien ongelooflik uit om te sien wat die Here met jou lewe gaan doen en dink dit gou as hy nou jou lewe gered het en hy doen hierdie om jou te help gesond kry. Obviously is daar 'n werk wat vir jou wag waarin jy gaan stap wat die Here vir jou beplan het. Ja. Jy gaan letterlik instap by die voordeur met al twee jou bene wat werk. Daar was 'n man wat vir hom aangebied het voorheen wat hy gewerk het baie lank terug by Nigel. Dis te ver man. Ja, hy het daar gewerk, maar hulle het geskuif Centurion toe. O, dis alright. Toe kom hy eendag toe, hy het gesien die berig in wat ek gestuur het van hom. Toe kry hy my nommer, Dawie. Toe bel hy my, toe sê Helena, kan ek asseblief vir Quentin kom kuier? Ek wil hom kom sien. Toe sê ek, ja, Dawie is welkom. Toe sê hy vir Quentin, as jy reg is, stuur my jou CV. Ek sal sorg dat jy inkom by ons. Maar soos jy nou is, kan ons jou nie help. Want dis maintenance, dis wat hy moet uitgaan, hy moet bestuur. Hy kan glad nie bestuur eers. So kom ons kry julle by die regte mense uit. Dr. Jaco staan en wag. Ons kan julle nie langer hou nie. Ons het julle klaar langer gehou as wat ons moes. Maar Dr. Jaco wag vir julle vir die konsultasie. Baie dankie. En hy gaan julle in die regte rigting help. Dan kry ons jou op die been, dis die eerste ding. En daarna, ek sien al klaar die WhatsApp lyne sal weer aan die gang hierso met mense wat ook jou CV soek, Quentin en sulke tipe goedjies. So netjie sal dit alles agter die skerm sal ons dit uitsorteer en soos wat ons sê, hier is net die begin. Hou jy net hoop
Ja, baie En moenie laat die duiwel jou in daai donker gat intrek nie. Ja nee. Sê net, doen wat ek doen. Not today, Satan. Exactly. Ja, not today. Ek skree net so kliphard, not today, Satan. Nee. Maar dankie dat julle julle storie kom deel het en ons waardeer dit en kan nie wag om met julle op te volg nadat julle by Dr. Jaco was nie, hoor. Baie dankie vir alles. Ons waardeer julle. Dis vandag se episode van Jou Mense, My Mense. Dit sal ook natuurlik op die Groot FM YouTube kanaal gaan na die tyd as jy bietjie laat ingeskakel het en jy wil Quentin se hele storie hoor.